Gemeente, ons maak vandag die woord van die Here oop, soos ons dit dan ook vind in Lukas 15. Lukas 15, en daar gaan ons lees vanaf die 1ste tot en met die 24ste vers. Lukas 15, vanaf die 1ste tot en met die 24ste vers. As jy dan ook die plek het, kom ons word net stil voor Here en vra dat hy vandag ook vir ons 'n woord sal gee wat ons lewens sal aanraak en verander. Kom ons bid saam. Here ons God, wanneer ons u woord dan oopmaak, is dit met 'n diepe afhanklikheid van u teenwoordigheid hier. Want u het ook gesê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees. En daarom glo ons, u is vandag saam met elke een wat u woord hoor. Dit is my gebed, Here, dat u wat die harte van elke toehoorder ken, ook nou sal werk in die lewe en die harte en die gemoed van elkeen hier. Dat u dit sal stil maak in die onstuimigheid van ons gemoed. Dat u ons ore sal oopmaak en dat u ons hart ontvanklik sal maak vir u woord wat na ons toe kom. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Lukas 15. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus hulle hierdie gelykenis. Sê nou, een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat gaan hy doen? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en die bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het dit toe tussen die 2 verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hulle alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin swaar ly. Hy het toe sommer by een van die mense in daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan.
toe hy nog ver aankom met sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar hy roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Tot sover ook ons skriflesing vir vandag. Geliefdes, die afgelope paar weke het ons saam gereis op 'n ontdekkingsreis oor die Christelike lewe. Eers het ons gekyk na die vrug van die Gees, daardie pragtige eienskappe wat in ons lewens groei wanneer ons aan Jesus verbonde is en sy Gees in ons lewend is. Verlede keer het ons dan ook gepraat oor die deur van ons hart, waar Jesus geduldig staan en klop en wag dat ons moet oopmaak, dat ons lewens volledig aan hom sal kan oorgee. Maar vandag wil ek stil staan by die vraag wat diep in die hart van die evangelie lê. Hoekom doen hy dit? Hoekom klop hy dan so geduldig? Hoekom gee hy die vrug van sy Gees? Wat is dit wat hom daartoe dryf? Ek dink die antwoord is eintlik maar redelik eenvoudig. Jy is vir hom so kosbaar. Elke een van ons. Dit gaan nie oor die massas nie. Dit gaan nie oor statistieke nie, maar oor 'n individu. As 'n kind, soos 'n enigste kind. As iemand wat hy by die naam ken en vir wie hy lief is. Ons leef in 'n wêreld wat deesdae eintlik net gaan oor mense wat nommers is. Ja, vir jou land en jou regering is jy maar net 'n ID-nommer. Vir jou bank is jy 'n rekeningnommer en by die werk is jy 'n werknemersnommer. Dit is so maklik om te voel, ons is maar net nog een. Dat ons nie regtig saak maak nie. Dat as ek of jy môre sou verdwyn, iemand anders ons plek sal inneem en die wêreld sal aanbeweeg. Maar God se wiskunde is nie soos die wêreld se wiskunde nie. God se wiskunde is die wiskunde van Lukas 15, waar 99 nie gesien word as genoeg nie, want daar is een wat ontbreek. Vir God is elke een soveel werd, dat hy bereid is om die groot hoeveelheid te los, om seker te maak dat daai laaste een ook sal in die hemel kan ingaan. Die gelykenis wat God sy hart openbaar, kom baie duidelik sigbaar wanneer hy praat hier in Lukas 15. Wanneer hy praat met hierdie skrifgeleerdes, fariseërs, wat kla oor hoekom Jesus tyd met die spandeer wat eintlik die slegte mense is, die sondaars. Kom ons kyk weer na dit. Al die tollenaars en sondaars het na hom toe gekom om met hom en na hom te luister. En die fariseërs en skrifgeleerdes het gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet dan ook saam met hulle. Dis die agtergrond van wat Jesus begin om met hulle te praat wanneer hy hierdie gelykenisse vertel. Jesus word gekritiseer omdat hy hom ophou met verkeerde mense volgens hulle wat dink hulle is heilig. Die godsdienstige mense, hulle dink hulle verdien sy tyd en hulle verstaan nie hoekom hy tyd met ander spandeer nie. As hy 'n profeet is, 'n man van God, hoekom meng hy hom met hierdie slegte mense, die uitgeworpenes in die samelewing? Hoekom mors hy sy tyd saam met mense wat hom nie verdien nie? En Jesus antwoord hulle met 3 gelykenisse. Die verlore skaap,
die verlore muntstuk, die verlore seun. 3 stories wat dieselfde waarheid op verskillende maniere vertel. God se hart is op verlore mense gerig, op hulle wat voel dat hulle ver van hom af is. Dit begin met die verlore skaap. Dink aan hierdie prentjie. 'n Man het 100 skape. En een aand begin hy hulle gou weer tel om seker te maak hulle is almal daar. Maar hy kom net op 99. Een is nie daar nie. Wat doen 'n normale herder? Hy sou heel moontlik eers hierdie 99 iewers na 'n plek van veiligheid toe lei en hulle in 'n kraal gaan toemaak, seker maak hulle kan niks oorkom nie en dan sal hy dalk gaan om te gaan soek. Maar Jesus sê iets meer. Op daardie oomblik, net daar in die veld, los hy hierdie 99 daar. Want hy weet, hulle is saam, hulle is okay. Hy gaan nou daardie een soek, wat hy wil help, wat hy weet nou sonder beskerming is. Dit maak nie ekonomies noodwendig sin nie, maar dis presies die punt. Vir hierdie herder is die een wat verlore is so kosbaar, dat hy bereid is om alles te waag om daai een te vind. En wanneer hy die skaap kry, wat doen hy? Hy slaan hom nie met 'n stok nie, hy skree nie op hom nie, hy jaag hom nie aan nie. Hy sê nie vir hom, jou dom skaap, hoekom het jy afgedwaal nie? Nee, met soveel moeite tel hy hom op sy skouers, ontvang hy hom in liefde, dra hy hom, daai swak, moe en bevreesde diertjie. Veilig draai hom terug huis toe. Dan roep hy sy vriende bymekaar en hy deel die blydskap. Daai een wat afgedwaal het, het ek gekry. Daai een wat verlore was, is nou weer veilig. Dit is ons God. Dit is die beeld van die goeie herder. Die herder waarvan ons hier in Johannes 10 ook praat. Die herder wat sy lewe gee vir sy skape. Die herder wat elke een ken op sy naam. Die herder wat nie rus voor almal veilig by die huis sal wees nie. Om te verstaan hoe kosbaar ons vir God is, moet ons eers verstaan wat dit beteken om ook verlore te wees. Skaap raak nie verlore omdat die skaap enigsins sleg is nie. Skaap raak verlore omdat hy verdwaal. Hy sien 'n bietjie 'n groen grasie iewers wat hy gou 'n bietjie van eet. Dan 'n groen blaartjie wat vir hom lekker lyk en hy stap agterdien aan. En nog voor hy dit kan besef, sien hy nie meer die res van die trop nie. Hy het nie sleg bedoel nie. Hy het dit nie opsetlik gedoen nie. Maar sy swak sin van rigting maak dit vir hom nou baie moeilik om sy eie pad terug te vind. Soos dit mos maar met ons as mense ook. Ons verdwaal nie altyd deur groot, drastiese en dramatiese sonde in ons lewe nie. Soms is dit net die klein afleidings, bekommernisse van die lewe, die verlokking van gemak, 'n soeke na geluk dalk op 'n verkeerde plek. En voor ons dit weet, is ons baie ver van ons herder af. Die Fariseërs in Jesus se tyd het gedink, hulle is veilig. Hulle het mos die reëls onderhou. Hulle was godsdienstig. Hulle was die 99. Maar Jesus se punt is juis dat almal eintlik maar verlore is. Party is verlore in oortredings, ander verlore in selfregverdiging. 'n Skaap wat weg is duidelik verlore. Maar die skaap wat by die herder is net so afhanklik van hom as hy wat afgedwaal het. In Jesegiel 34 gee 'n praktiese belofte van God self. Want so sê die Here, kyk, ek sal self na my skape omsien en na hulle vra, soos 'n herder na sy kudde omsien op die dag wat hy tussen sy verstrooide skape is, so sal ek na my skape omsien en hulle red.
God self neem die inisiatief. Hy wag nie dat ons na hom toe kom nie. Hy kom na ons toe. Die waarde van daai een. In die tweede gelykenis, die van die verlore muntstuk, sien ons nog 'n aspek van God se soeke. 'n Vrou het 10 silwermuntstukke. Dalk was sy 'n jong vrou, dalk was dit haar troesou, haar bruidskat, haar enigste ou neseiertjie. En sy verloor een van hulle. Wat doen sy? Sy steek 'n lamp aan. Sy vee die huis uit. Sy soek sorgvuldig totdat sy daai een wat verlore was gekry het. Let op, hierdie is 'n muntstuk. Die muntstuk het nie geweet hy was verlore nie. Hy kon nie roep na haar om vir haar te wys waar hy is nie. Hy kon nie hulp vra nie. Hy kon nie eers sy eie pad terugvind nie. Dit was heeltemal passief. Heeltemal afhanklik van die vrou se wense om te soek na hom, om hom te vind. En tog, sy soek. Sy hou nie op nie. Sy los nie die 9 en haar beursie en sê, ag, dis maar genoeg nie. Nee, sy soek, totdat sy daai een kry. Geliefdes, daar is definitief vandag ook mense hier, wat nie eers weet, dat hulle verlore is nie. Ja, dalk tevrede, gemaklik. Ons het mos werk, ons het 'n gesin, ons het gesondheid. Wat is daarom nog te soek? Maar diep binne, in die stil oomblikke, is daar 'n leegheid wat nie gevul word nie. Jy is soos daardie muntstuk, verlore sonder om dit dalk te weet. Maar God soek nog steeds na elke een van ons. Al is ons dalk onwetend, nie in sy teenwoordigheid nie. God soek vir my en vir jou. Hy het die lamp van sy woord aangesteek. Hy vee die huis van ons lewens uit met sy gees. Hy soek sorgvuldig. Nie omdat jy hom iets kan gee nie. 'n muntstuk kan niks op sy eie doen nie. Maar omdat jy vir hom so kosbare skat is. Kyk ons na die derde gelykenis van die verlore seun. Dis mos die bekendste een van die 3. Dit wys van 'n seun wat doelbewus weggaan. Wat sy erfdeel vermors. Wat op die diepste put beland in die lewe jou kan gooi. En wanneer hy uiteindelik tot sy sinne kom en wil teruggaan na sy huis, toe sien ons 'n vader wat hom al van ver af sien aankom. Vader wat vir hom wag. 'n Vader wat elke dag by die hek staan oor die horison uitkyk. En wanneer hy sy seun sien, hardloop hy. 'n man, 'n ou man, wat in daardie tyd en in sy kultuur sy waardigheid sou prysgee om te hardloop agter enige een aan. Hy val sy seun om die nek, hy soen hom, hy groet hom, hy's bly om hom te sien. En wanneer sy seun begin met daardie voorbereide toespraak, Vader, ek het teen U gesondig, val die vader om in die rede, hy wil nie hoor nie. Hy gee nie om hoe die kind op daai stadium voel of hoe onwaardig hy voel nie. Hy is net bly sy kind is terug. Hy gee hom nie 'n preek nie. Hy het nie voorwaardes vir sy terugkoms nie. Hy roep sy knegte, bring die beste, klere, ring vir sy vinger, ja, skoene vir sy voete, bring daai vetgemaakte kalf, wat net vir die beste geleenthede gebere word. Laat ons fees vier, laat ons bly wees, kom ons geniet dit, wees vrolik. Dis Jesus se hart. Dis wat Jesus vir ons vertel in hierdie gelykenisse. Nie 'n onwillige aanvaarding nie, maar 'n uitbundige viering
is wat God sal hê. Goed, ek sal jou terugneem. Jy's welkom. Nie met voorwaardes, ek sal jou terugneem as en wanneer en. Nee, hierdie seun van my was dood, hy lewe weer. Hy was verlore, hy is gevind. Daarom sal ons net bly wees en jubel. Sal hy hom in ere herstel. Nou wil ek hê, ons moet iets mooi verstaan. Hierdie soekende liefde het vir Jesus sy lewe gekos. Paulus skryf in Romeine 5, want Christus het, toe ons nog swak was, op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. Nou sal iemand moeilik vir 'n regverdige sterf. Want vir 'n goeie mens sou iemand dalk nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine 5. Toe ons nog sondaars was. Toe ons nog vyande van God was. Toe ons nog weggehardloop het, toe ons hom nie gesoek het nie. In daardie toestand het hy vir ons gesterf. Nie omdat hy dit verdien het nie. Nie omdat ons hom verdien nie. Nie omdat ons beloof het om beter te wees nie. Nie omdat hy ons daardeur probeer oorreed het om iets te doen nie. Net omdat hy ons lief het. Johannes 3 vers 16, wat seker die beste en bekendste versie is, maar moenie dink dat dit enigiets wegvat van ons af nie. Dit is op ons elkeen gemik. Want so lief het God die wêreld gehad. Elke liewe persoon in hierdie wêreld. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God se liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n daad. Dis die daad van die kruis. Dit is die Vader wat sy seun gestuur het om die verlore skape te kom soek, om hulle op sy skouers te neem en hulle te dra, al kos dit hom dan sy lewe. 1 Timoteus 2 lees ons, dit is goed en aanneemlik voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dit is God se wil, dat almal gered word, nie net party nie. Nie net die goeies nie, nie net hulle wat dit verdien nie, maar almal moet gered kan word. En in 2 Petrus 3 vers 9 voeg dit by, die Here is nie traag met die beloftes, so sommige dit as traagheid beskou nie, maar hy is lankmoedig oor julle, omdat hy nie wil hê dat sommiges moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kan kom. Die Here gee ons nog tyd. Hy gee vir ons sy hand, hy bied ons sy liefde aan, want hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar almal tot bekering moet kom. God wag, God soek, God klop. Nie omdat hy dit moet doen nie, maar omdat hy dit wil doen. Omdat elke liewe siel vir hom so kosbaar is, want vir jou het hy baie lief. Besef jy dit? Wat beteken dit dan vir jou vandag? My geliefdes, ek wil hierdie waarheid nou persoonlik maak. Ek wil hê jy moet hierdie oggend dan ook verstaan, jy is die een na wie hy soek. Jy is die een na wie hy soek.
Miskien het jy dalk nog nooit so oor jouself gedink nie. Miskien het jy al jare lank gedink, jy is nie goed genoeg nie, nie belangrik genoeg nie. Dat God te besig is met belangriker mense, hulle wat dit dalk meer verdien. En daarom dink jy nie, hy sien jou raak nie. Miskien het jy gedink, jou sondes is dalk te groot, jou foute is net te veel. My verlede is daarom maar donker. Maar kyk weer na hierdie prentjie. Die herder los daai 99 om vir een te gaan soek. Die vrou soek tot sy daai laaste munt gekry het. En die vader hardloop sy seun tegemoet die oomblik as hy terug wil keer. Jy is ook daardie een. Soos die ou liedere ook sê, daar is 'n plek by Jesus vir jou. Ja, vir jou. Dis waar. Daar is nie net 'n plek in die hemel vir jou nie, daar is 'n plek in sy hart vir jou. Jy is nie net 'n nommer op 'n lys vir hom nie. Jy is nie 'n statistiek vir die koninkryk nie, jy is sy kind, sy skaap, sy muntstuk, sy seun en sy dogter. En hy sal enigiets doen om jou te red. Hy sal die hemel oopmaak, hy sal die aarde beweeg, hy sal self die kruis verduur, want jy is die moeite werd. Miskien voel jy vandag ver van die Here af. Miskien besef jy ook, ja, ons almal het maar net afgedwaal. Deur swak keuses, deur nalatigheid, deur bitterheid, deur doelbewuste rebellie dalk. Miskien het jy in die diepste put beland en jy wonder of God jou nog ooit kan gebruik of raak sien. Miskien sit jy net vandag hier met 'n dowwe gevoel van verlorenheid, wat jy nie eers kan verduidelik hoekom jy so voel nie. Dan kom die goeie nuus vandag juis vir jou. Hy soek na jou. Hy is op pad na jou toe vandag. Hy het reeds die lamp aangesteek en hy is besig om ook uit te vee. Hy soek sorgvuldig. En wanneer hy jou kry, gaan dit met soveel blydskap wees. Geen veroordeling, geen preek vir jou nie. Net liefde en 'n groot fees wat gehou sal word. 'n Viering, want jy wat amper heeltemal van hom verlore was, is nou gevind. Hy wil jou ook op sy skouers neem, jou dra, jou versterk en jou veilig tuis bring. Vandag wil ek jou dan kom uitnooi om jouself te vind te maak. Kom ons hou op wegkruip. Kom ons op om ook verlore te wees en te wil voel. Op te hou glo dat jy nie saak maak vir die Here nie. Staan dan op soos die verlore seun en gaan terug na die Vader toe. Hy sien jou van ver af. Hy hardloop na jou toe. Hy val jou om die nek en soen jou en sê, waar was jy? Ek is so bly jy's terug. Bring vir my kind die beste kleed, want my kind is tuis. As jy nog nooit jou lewe aan hom gegee het nie, is vandag dan die dag daarvoor. Hoor sy klop, maak oop. As jy ver weg is, kom dan nie terug, hy wag vir jou. As jy twyfel of jy dan enigiets vir jou sal doen, of hy vir jou omgee, of hy jou lief het, kyk dan na die kruis. Daar is die bewys, wat hy bereid was om vir jou te doen. En vir hulle wat al reeds kinders van God is, maar vergeet het hoe kosbaar jy eintlik vir hom is. Besef dan weer vandag en neem hierdie waarheid met jou saam ook in hierdie week. Julle is die skape wat hy op sy skouers dra. Julle is die muntstuk wat hy met soveel liefde bewaar wat hy gevind het. Julle is die kind vir wie hy bereid was om te hardloop om jou te gaan haal en veilig terug te bring. Lewe in daardie liefde.
Deel daardie liefde met ander wat nog verlore is. Mag die Vader sy soekende liefde vir jou vandag vind. Mag dit jou omring, mag dit jou dra, mag dit jou tuis bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons net kan stil word om u woord en weet u is hier. Dat u die een is wat vandag u hand uitgesteek het na elke een van ons hier in u huis. Mag u woord werklik ook in my lewe ingryping vind. Sodat ek, Here, nie onveranderd van hier af weg sal gaan na ek gehoor het hoe u my roep, my soek en my wil help en my wil dra nie. Hoe u smag daarna dat ek by u kan wees en ons saam kan fees vier. Here, ons het u so nodig, ook in hierdie week wat vir ons voorlê. Ons kan hierin gaan sonder u liefde nie. Ons het nodig om deur u gedra te word, u arms om ons te vou, dat ons die hartklop kan voel. Wees met elke een van ons. Help ons om nader aan u te beweeg elke oomblik. Want o Here, u die God van bloed en wonde, wat vir my ook gesterf en gelei het. Maak dan ook dit wat in my lewe nog skeiding maak tussen u en my vir my duidelik, sodat ek bewus sal wees van u teenwoordigheid en dat ek, Here, net sal smag om nader aan u te kom, omdat ek weet hoe kosbaar ek vir u is. Daarvoor, Here, wil ons u loof en dank. Wil ons vir u dankie sê, want u het dit vir ons almal gegee, onverdiend. Mag ons nou u vrede en u liefde vind en so ervaar. Amen.